Goeiemôre, dit is Loot Jooste vanuit Bloemfontein. Hartlike welkom by vanmôre se oordenking, die boodskapie wat ons bring. Ons is nog steeds besig om te gesels oor die eerste en die tweede brief aan die Korintiërs wat Paulus geskryf het, die boodskapies daaruit vir ons uit te haal. Ons skriflesing vanmôre is Handelinge 18 vers 1 tot 11, 'n kort samevatting daarvan. Hierna het Paulus Athene verlaat en Korinthe toegegaan. Elke Sabbatdag het Paulus in die sinagoge met die mense geredeneer en sowel Jode as Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timotheus van Macedonië af aangekom het, het Paulus al sy aandag bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Messias is. Toe hierdie Jode hom egter aanhou teenstaan en beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê: "As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder die mense wat nie Jode is nie." Toe het Paulus die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam van Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge en sy huisgesin, het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinthe, wat die evangelie gehoor het gelowig geword en is gedoop. Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: "Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my." Paulus het 1 jaar en 6 maande daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, kom sê ons môre vir die baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om weer rondom die woord te kan vergader en daaruit te kan leer onder leiding van die Heilige Gees. Wil U gee dan, Here, dat die gespreekte woord in hierdie môre mense sal aanraak en mense na U sal lei, hulle wat nog nie vir U ken nie, maar ook die sal versterk in hulle geloof, die wat alreeds kinders van U is. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Ekskuus tog, julle moet ook maar die stem verskoon, die verkoue lyk my wil nie verbygaan hierdie jaar nie. As ons in gedagte hou dat Paulus die gemeente 3 keer besoek het en 4 briewe geskryf het, en wanneer ons spesifiek kyk na die trant van die 2 behoue briewe, kom ons tot die besef dat die gemeente in Korinthe as gevolg van die stad se kulturele en morele agtergrond nie 'n maklike plek was om te evangeliseer en 'n gemeente te stig nie. Slegs deur die werking van die Heilige Gees sou die individu met sy of haar kulturele en morele agtergrond en sonde kon breek en staande bly teen versoekinge van die Satan. In vandag se boodskap wil ek sekere skrifgedeeltes in 2 Korintiërs 2 uitlig, wat ons die belangrikheid van die verkondiging van die suiwere evangelie opnuut weer sal het besef. Ons eerste gedeelte waarna ons kyk is 2 Korintiërs 2 vers 12. Paulus sê: "Toe ek in Troas aangekom het om die goeie nuus oor Christus aan die mense daarmee te deel, het die Here vir my 'n groot deur oopgemaak. Troas se inwoners het die evangelie met albei hande aangegryp." Wat 'n wonderlike boodskap deel Paulus nie hier met die ons nie en die gemeente in Korinthe nie. Want hy het hierdie brief geskryf aan Korinthe, het vir hulle vertel dat die Here vir hom 'n deur oopgemaak het in Troas. Onder leiding van die Heilige Gees maak die Here vir Paulus 'n groot deur oop om die evangelie daar in Troas te verkondig. Paulus het gegaan om Titus daar te ontmoet, maar hy vind hom nie daar nie. In plaas daarvan vind hy onder leiding van die Heilige Gees mense wat smag na redding, sonder dat hulle self eens hulle behoefte aan redding geken het. En dit is so belangrik. Ons moet die keuse maak wanneer ons iemand raakloop, of hierdie persoon die evangelie wil hoor en of die persoon die evangelie sal aanvaar nie. Nee, ons moet dit doen
Want mense besef nie eers altyd dat hulle behoefte aan redding het nie. Mense ken nie die evangelie nie. Nou ons sien hierso dat met behulp van Paulus loop Jesus net soos wat hy met Paulus gemaak het op die Damaskuspad, die mense van Troas storm, mense wat gered moet word om die ewige lewe te ontvang. So honger was die mense in Troas na die goeie nuus van redding, dat hulle die evangelie met albei hande aangegryp het, sê die skrif vir ons. Dit is belangrik vir ons as kinders van God, om dus altyd gereed te wees, om die evangelie te deel, met hulle wat die ewige lewe moet ontvang. Dis nie jou keuse, of my keuse om te besluit, gaan hierdie ou die ewige lewe ontvang of nie. Nee, God het klaar besluit wie moet die ewige lewe ontvang. Ons is God se werktuie. God gebruik ons in enige omstandigheid om sy groot opdrag uit te voer, waar ons ook al bevind. Paulus was diep onder die indruk van die oorwinning wat God deur Jesus Christus se kruisdood, begrafnis en opstanding uit die dood oor die sonde, die dood en die Satan behaal het. Dit is iets wat vir Paulus diep getref het. Daarom kan Paulus ook in vers 14 tot 17 van hoofstuk 2 die volgende dankbare verklaring uitreik aan alle kinders van God wat getrou aan die groot opdrag bly en dit uitvoer. Paulus sê, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat vir Christus gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, soveel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak in die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Sover die skrif aanhaling. Nou as ons nou mooi kyk, hoekom praat Paulus hier oor triomftog, en hoekom gebruik hy die voorbeeld van wierook? In daardie tyd, as 'n Romeinse offisier in Paulus se tyd 'n oorwinning behaal het hy sy gevangenisse en buitengewoonlik tydens 'n optog deur die strate tentoongestel. Daar is ook wierook by die geleenthede gebrand. Vir die oorwinnaars was dit 'n heerlike geur, maar vir die verslaane gevangenes die geur van die dood. As 'n kind van God die evangelie met 'n ongeredde persoon deel, is dit vir sommige van daardie persone goeie nuus, maar vir ander is dit aanstootlik. Kinders van God weet egter dat hierdie nuus 'n lewende geur het, 'n ewige lewende geur het. Vir die ongelowige, dit wil sê die een wat hierdie evangelie aanstootlik vind en dit nie wil aanvaar nie, het dit egter 'n doodsreuk, die reuk van sy of haar eie ewige dood, verwyder van God in ongeloof. Die tragiese is die feit dat die een wat die goeie nuus verwerp, nie besef dat die keuse wat hy of sy maak vir die verwerping van die evangelie die teerpad hel toe is nie. Paulus juig oor die triomftog van die evangelie. Hy dank God daarvoor. Ten spyte van tydelike teenslae wat soms soos bergreekse lyk om te oorkom, laat God die evangelie telkens oorwin. In die evangelie is God se oordeel opgesluit. Die wat dit nie aanvaar nie, sal geoordeel word. Ons voel maar selde toereikend as ons Jesus Christus moet verteenwoordig. Kinders van God voel selfs selde toereikend as ons Jesus Christus moet verteenwoordig. Dit is waarskynlik is dit goed so, want as ons toereikend sou voel die hele tyd, sou ons dalk in die versoeking wees om geestelik hoogmoedig te raak. Dit is altyd God wat deur die Heilige Gees ons toerus om sy soldate te wees. Hy het vir ons 'n opdrag gegee en ons uitgestuur om in die voorste linies te gaan veg teen die bose, om die voorste linies te gaan veg en daarmee die evangelie uit te dra. Hy het ook vir ons die Heilige Gees as krag gegee, sodat hy met die krag van God deur ons kan werk. As ons onthou dat hy ons altyd toerus vir diens aan hom, sal ons ook weet dat daar nie so iets is
soos 'n ontoereikende kind van God nie. Om God effektief te dien, beteken dat ons altyd die klem moet laat val op dit wat hy deur ons kan doen, en nooit op dit wat ons self kan doen nie. God rus jou toe. Daar's verskillende maniere waarop God jou deur die Heilige Gees kan toerus om die evangelie uit te dra. Hy sal jou nie in die geveg instuur sonder die nodige toerusting om die geveg te gaan veg teen die bose nie. En hoe is ons gereed om altyd die evangelie te deel wanneer dit 'n geleentheid om voordoen deur die werking van die Heilige Gees? Deur die goeie nuus ons eie te maak. Baie belangrik. Ons moet die goeie nuus ons eie maak. Ons moet dit ken en altyd onder leiding van die Heilige Gees gereed wees om deur wat God vir ons oopmaak vir evangelisasie te gebruik. Ons kan net die evangelie tot redding verkondig as ons dit ken, as ons weet waaroor dit gaan en ons weet ook hoe om dit oor te dra. God het die mens verstand gegee om te weet wat is die beste manier om die evangelie oor te dra. Om die aanbieding van die evangelie te ken, kos werk van ons kant af. 'n Mens kan net met gesag oor iets praat as jy dit self ondervind het, die feite rondom dit bestudeer het en onder leiding van die Heilige Gees dit dan met gesag aan ander kan oordra tot redding van daardie persoon. Vandag is daar verskeie kursusse beskikbaar om kinders van God op te lei in die metodiek van evangelisasie. Hierdie kursusse word met groot sukses deur die hele wêreld aangebied en aangewend, aangesien dit die kinders van God deur die werking van die Heilige Gees met selfvertroue en geloof bemagtig om baie maklik die evangelie te deel. Dit is so belangrik dat 'n mens 'n kennis sal hê van hoe jy die evangelie moet oordra. Ek weet van leraars wat groot foute gemaak het in die oordrag van die evangelie, waar hulle letterlik nie geweet het hoe om die evangelie met iemand te deel nie, omdat hy skrif opgelei was en die feite van die skrif geken het, maar nie die metode gehad het om mense na God te lei nie. En daardie persone het gegaan en letterlik fisies ook kursusse gedoen en vandag verkondig hulle die woord van God. Dit is deel van hulle binneste om te praat oor die evangelie. 'n Persoon wat deel is van die evangelisasie organisasie waarvan ek ook deel is, het in 'n baie geslote land vir die evangelie onder leiding van die Heilige Gees in 2 jaar se tyd 137 huiskerke gestig met behulp van die kennis van so 'n evangelisasie kursus. Elke gemeente behoort evangelisasie kursusse aan te bied wat die kinders van God toerus om in die voorste linies te veg vir die redding van siele. Soldate kan nie onvoorbereid in 'n geveg ingaan nie. Jy moet jou drills ken. Jy moet weet wat jy moet doen. In ons geval moet ons weet wat ons moet sê. Dit help nie jy ken die drills en jy weet nie hoe om dit uit te voer nie. Daarom moet ons weet dat hierdie magtige wapen van die evangelie wat ons het, moet ons weet hoe om dit aan te wend om die evangelie te kan uitdra. En daarvoor het die God mense geseën met 'n visie om kursusse voor te berei, sodat die van ons wat dit nie weet hoe om dit oor te dra nie, dit wil oordra maar nie weet hoe nie, dit te kan doen hierdie kursusse en dan die evangelie met volle vertroue te gaan uitdra. My en jou linies verskil van my eie huisgesin tot in die verste uithoeke van die wêreld. Geen twee mense se opdrag van die Heilige Gees is dieselfde nie. Ja, ons het die groot opdrag om te geëvangeliseer, maar wie ons Judea is, wie ons Jerusalem is, wie ons Samaria is, dit sal elkeen van ons afsonderlik ontvang van die Heilige Gees. Hy sal praat met jou. Dit gebeur telke male met my wanneer ek in die strate loop of waar by mense is, in 'n gebou is, dan wys die Heilige Gees vir my, gaan praat dit met daardie persoon. En so het ek al die wonderlike voorreg gehad om die evangelie te kan deel met sataniste, om die evangelie te kan deel met ateïste. Ons moet nie pikkie wees nie. Ons moet doen waar die Heilige Gees ons lei. En wanneer ons die kennis het van hoe om die evangelie oor te dra, doen ons dit met selfvertroue. Die feit bly staan. Ons kan net met gesag, opregtheid en integriteit en 'n verbondenheid aan Christus onder leiding van die Heilige Gees
die evangelie wat van God self afkom, deel, as ons toegerus is daarvoor. Ons moet aan God rekenskap gee oor wat ons gedoen het met die manier waarop ons die evangelie uitdra. 1 Petrus 3 vers 15 tot 16a sê vir ons: in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly. Nou wat is hierdie antwoord wat ons aan elkeen moet gee wat vra oor die hoop wat aan God se kinders leef? Die antwoord wat ons gee is die 5 aspekte van die evangelie wat kinders van God altyd gereed moet wees om te deel onder leiding van die Heilige Gees. Die eerste aspek is genade. God se genade. Die ewige lewe is 'n geskenk van God. Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe, dit wil sê die geskenk wat God gee, is die ewige lewe. In die tweede plek moet ons vir hierdie persoon vertel, en baie mense met wie ek in kontak kom, met wie ek die evangelie deel, sê vir my, hy's 'n goeie mens, hy doen die goeie werke. Die ewige lewe kan nie verdien of verwerf word nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op hom self trots te wees nie. Nou wat is dan die rede hoekom die mens die ewige lewe nie outomaties kry nie? Ekskuus tog. Dit is die feit dat die mens sonde doen. Die mens is 'n sondaar. Die sonde staan soos 'n muur tussen ons en God. Die mens doen sonde. Wat is sonde? Dit is dit wat teen die wil van die drie enige God is. Daardie optrede van ons wat teen God se wil is, maak van die mens 'n sondaar. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die mens kan homself nie van die oordeel na die hel red nie, omdat geen mens aan die volmaakte sondelose standaard van God voldoen nie. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis wat die Here Jesus Christus self vir ons sê. Hy sê vir my en vir jou, wees dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ons kan nie dit doen nie. Ons is nie een volmaak nie. Wie God is, maak dit nog duideliker hoekom ons uit onsself hierdie ewige lewe kan beerwe nie. Ons is hierdie sondaars. Maar wanneer ons besef wie God is, hierdie volmaakte God is, dan besef ons dat ons eintlik verlore is en dat ons nie die ewige lewe uit onsself kan beerwe nie. Nou kom ons kyk, wie is God? Of wat is God? God is heilig, liefdevol en baie belangrik, God is regverdig. Hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie en moet dus doen wat hy gesê het. 1 Johannes 4 vers 8b. God is liefde. Dis 'n liefdevolle, heilige God wat ons het. Handelinge 17 vers 31 sê vir ons, God het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Eksodus 34 vers 7. Ek, God, spreek niemand sonder meer vry nie. Aan die een kant is God lief vir die mens en hy wil nie die mens straf nie. Maar aan die ander kant is God regverdig. En omdat hy gesê het hy gaan die sonde straf, moet hy die sonde straf. God het ons sonde probleem deur Jesus Christus ons Here opgelos. Nou wie was Jesus Christus? Jesus Christus was beide God en mens gelyktydig. Johannes 1 vers 1 en vers 14. In die begin was Jesus daar, en Jesus was by God, en Jesus was self God. Jesus Christus het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Jesus as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus het met sy sterwe aan die kruis op Golgotha betaal vir al ons sondes
en met sy opstanding uit die dood, sonde en die Satan oorwin. Met sy oorwinning gee Jesus dus aan God die geleentheid om aan sondaars die ewige lewe gratis te skenk. Jesus het klaar betaal daarvoor met sy lewe. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun Jesus Christus gegee het, sodat almal wat in Jesus glo, nie hel toe sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons ontvang hierdie geskenk van die ewige lewe alleenlik deur geloof in Jesus Christus alleen. Geloof is meer as net kennis van die historiese Jesus Christus. Jakobus 2 vers 19 sê vir ons, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Ekskuus tog, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Geloof is meer as net 'n vertroue in God vir die tydelike dinge. Reddende geloof is om op Jesus Christus alleen te vertrou vir die ewige lewe. Ekskuus tog, Handelinge 16 vers 31 sê vir ons, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Dit is die evangelie wat Paulus ook aan die Korinte verkondig het. En dit is die evangelie wat nog nooit deur die eeue verander het nie. Dit is die evangelie wat God vir ons in die groot opdrag sê, ons moet gaan verkondig. Ons kan nie daarby verbykom nie. As kinders van God is dit ons plig om dit te doen. Om vir die mense te gaan vertel dat ons net deur genade gered word, dat ons nie die ewige lewe kan verdien of verwerf nie. Dat die mens se sonde in die pad staan van elke mens om hierdie ewige lewe te ontvang. En dat God wat liefde is en regverdig is, ingegryp het deur Jesus Christus om ons te red van die ewige hel. En dat ons net gered kan word en die ewige lewe kan ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen. Geen goeie werke bring jou in die hemel nie. Geen goeie werke bring jou in die hemel nie. Slegs geloof in wat Jesus Christus vir ons gedoen het, op Golgotha gesterf het, betaal het vir ons sonde en die dood opgestaan het as oorwinnaar. Dis die enigste manier, dit is die evangelie wat ons moet gaan verkondig. Daar is geen ander evangelie nie. Nou hoe kom ek by die punt uit dat ek 'n kind van God word? En dit is baie belangrik dat kinders van God aan ongereddenes sal die pad wys. Hulle moet die evangelie deel, maar hulle moet ook vir die mens sê wat hy moet doen om hierdie ewige lewe te ontvang. Hy moet daardie persoon verduidelik dat redding slegs kom onder leiding van die Heilige Gees. Slegs die Heilige Gees bewerkstellig in jou daardie geloof in wat Jesus Christus vir redding gedoen het. Hierdie persoon moet erken dat hy 'n sondaar sonder die Here Jesus is, dat hy verlore is, op pad hel toe is en dat hy Jesus Christus nodig het as sy verlosser. Romeine 3 vers 23 tot 24 sê vir ons, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Jy moet aan daai persoon verduidelik dat hy sy sondes moet verbely. Dit wil sê, hy moet aan God sy sondes openbaar en vergifnis vra daarvoor. Hy moet sy onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien, verstaan. Bely dat daar vir sy sonde slegs vergifnis is deur die kruisdood en opstanding van die Here Jesus. Vra dan dat die Here hierdie persoon sal help om sy sondes te vergewe, dat hy by die punt sal kom wat hy die Here sal vra om sy sondes te vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Dit wil sê alle verkeerde dinge in ons lewe. Handelinge 8 vers 12 sê, oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Jy moet aan hierdie persoon verduidelik dat hy van sy verkeerde weë moet bekeer,
Dit wil sê, hy moet wegdraai van sy sondes af. En baie belangrik, hy moet breek, permanent breek daarmee. Die persoon moet sy sondes laat staan, gewoontes en sondige lewenswyse wat strydig is met die wette, verordeninge en die wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarby permanent breek, sal genade ontvang. Hierdie persoon moet God vra om sy lewe te kom regeer en om beheer oor sy lewe te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Hierdie persoon moet glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om sy of haar sondes te vergewe en om hulle die aan te neem as kind van God en om so die geskenk van die ewige lewe aan hulle te gee. Hy moet glo dat God by magte is om dit te doen, dat Jesus se kruisdood genoegsaam was sodat God sy sondes kan vergewe, maar hy moet dit bely en hy moet breek daarmee. Ek kan nie genoeg beklemtoon dat 'n mens moet breek met jou sonde nie. Jy kan nie 'n loop en val lewe lei as kind van God nie. Daar bestaan net eenvoudig nie so iets nie. Romeine 10 vers 10 tot 13. By die hart glo ons en word ons vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hierdie persoon met wie jy die evangelie deel, moet verstaan dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n belofte van God. Wanneer hy met sy hart glo om vrygespreek te word van sy sonde en met die mond bely, dan sal ons gered word. Sal hierdie persoon gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep. Vra aan hierdie persoon of hy waaragtig sy lewe of haar lewe aan die Here wil oorgee deur permanente breek met die sonde en sondige lewenswyse, om sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk te wil ontvang deur geloof in Jesus as Christus alleen daarvoor. U kan nou aan hierdie persoon, as hy toestem daartoe, die onderstaande gebed bid. Doen dit net as daardie persoon wilagtig verbreek met sy of haar sonde en 'n kind van God wil wees. Ons kry so baie mense wat sê, ja, hy wil die Here Jesus Christus aanneem, en 5 minute nadat jy klaar vir hom gebid het, en hy kon sy lewe aan die Here oorgee, dan verval hy maar net weer terug aan sonde in. Onthou wat sê die woord van God vir ons, jy mag God nie bespot nie, God laat hom nie bespot nie. Ek gee vir u 'n voorbeeld van 'n gebed wat u kan bid, kan die eie woorde gebid, is maar net 'n voorbeeld. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde, bely dit vandag voor u, en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe, dat u my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou van u ontvang het. Amen. As hierdie gebed dan die gebed is hierdie gebed wat u nou gebid het, die begeerte van hierdie persoon se hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. U moet dit vir hierdie persoon sê. U moet hierdie vers sê, die kop ken. Ja, skies tog Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God en die wêreld sê, ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons moet vir hierdie persoon Johannes 1 vers 12 aanhaal.
Want dit is 'n belofte wat gemaak is aan die mensdom wat hom tot redding wen. Aan almal wat Jesus aangeneem het. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Verduidelik aan hierdie persoon dat hierdie persoon nou moet gaan getuig oor wat God so pas vir hom of haar gedoen het. Dat hierdie persoon gehoorsaam moet wees aan God se groot opdrag en ook gaan saai die goeie saad van die evangelie. Van sy of haar eie huiskringetjie af, tot daar waar sy of hy in die wêreld rond beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur die persoon se gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32 sê vir ons, sê die Here Jesus vir ons, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Vertel aan hierdie persoon, dat hierdie persoon nou 'n lewe moet gaan lei van dankbaarheid teenoor God. En nou doen hy die goeie werke, of sy die goeie werke, nie meer om gered te word nie, maar om te sê, dankie Here, vir die ewige lewe wat U aan my deur Jesus Christus geskenk het. Verduidelik aan hierdie persoon, dat hy nou nog 'n klein babatjie in die geloof is, maar dat daar groei in geloof moet plaasvind. 'n Kind van God begin nuut lewe na wedergeboorte. Ons begin nuut te lewe wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus en ook deur die volgende te doen. Die persoon moet elke dag sy Bybel lees, beginnende by die Johannes Evangelie. Indien die persoon nie 'n Bybel het nie, kyk, dra altyd maar 'n traktaatjie saam dat hierdie persoon dit kan lees. Dit maak nie saak of mense traktaatjie oor en oor lees nie. Elke dag is daardie boodskap nuut. Dat hierdie persoon moet elke dag bid tot God. Dat hierdie persoon moet gereeld aanbid in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Dat hierdie persoon moet meng met medegelowiges, sodat hy of sy saam met hulle kan groei in geloof. Dit is so belangrik, dat indien ons daardie gebed van oorgawe gebid het saam met hierdie persoon, dat ons nie net hierdie persoon sal los nie, maar hierdie persoon is nou ons verantwoordelikheid. Ons moet hom met gebed opdra, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, dat die Vader hom sal behoed en bewaar, teen die brullende leeu wat die buitekant rondloop, om alweer weg te neem van Jesus Christus af, weg te neem van die ewige lewe af, en om saam te sleep na die ewige verdoemenis toe. Ons moet vir hierdie persoon vra, of hy in 'n kerk behoort, en of ons dit, as dit vir ons moontlik is, of ons hierdie persoon na ons eie gemeente toe kan vat. Maar ons moet hierdie persoon op een of ander manier laat inskakel by 'n gemeente. En jy sal verbaas wees, die meeste mense behoort aan 'n gemeente. Hulle behoort aan 'n kerk. Hulle kom net nooit daar uit nie. Dis ons verantwoordelikheid om nie 'n persoon halfpad te los wanneer ons hom of haar na Jesus gelei het nie. Ons is soos ouers. Ons is soos ouers wat 'n kind moet grootmaak. Ons moet hierdie persoon oorgee aan iemand wat verantwoordelikheid aanvaar vir daardie persoon se groei in die geloof. Laat ons 'n poging insit. Laat ons 'n poging aanwend om in hierdie bose wêreld, daardie bergreekse wat voor ons lê, dat ons dit deur die kragtige werk van die Heilige Gees sal oorkom, en dat ons die evangelie sal uitdra, sodat ons voetstappe lieflik sal klink vir hulle, wat die evangelie van redding van ons ontvang, en dit glo. Maak dit ons taak vir hierdie volgende week of 2, om met mense te begin praat. Ons sal nooit kan praat, as ons nie begin praat nie. Ek was ook daar. Ek het nie geweet om die evangelie te deel nie, maar deur die kragtige werk van die Heilige Gees, het hy brandende begeerte in my gesit om die evangelie te deel. En ek het dit altyd gedoen op my manier, totdat ek ook te staan gekom het voor die keuse om 'n kursus te doen in evangelisasie. En ek het gesien waar ek al die foute gemaak het, maar dankie Here, die Heilige Gees het baie keer hy foute reggemaak. Want elkeen wat die ewige lewe moet ontvang, sal die evangelie hoor. En daarom is ek vandag die Here dankbaar vir mense wat kursusse tot stand bring, waar God se kinders geleer word hoe om
te evangeliseer. Dit is so belangrik. 'n Predikant gaan na 'n kweekskool toe, hy gaan na 'n seminar toe, om te gaan leer hoe om die woord te verkondig, hoe om met 'n gemeente te deel. Net so moet ek en jy as kind van God ook leer, onsself ook voed met die kennis om die evangelie oor te dra, hoe om dit op die regte manier oor te dra. Tot sover ons boodskap vir hierdie dag. Kom ons maak die oë toe. Here, U het vir elke kind van U die opdrag gegee om die evangelie te gaan verkondig. Daar is soveel duisende van ons, Here, wat die brandende begeerte het om die evangelie te verkondig, maar hulle weet nie hoe nie. En daarom is dit my gebed in hierdie môre, Here, dat elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister, sal besef dat hulle self moet toerus met die kennis, nie net van die evangelie alleen nie, maar ook hoe om hierdie evangelie oor te dra, na hulle wat U alreeds beskik het daarvoor om die ewige lewe te ontvang, hulle wat dit moet hoor. Gee, Here, dat waar daar gemeentes is wat nog nie so 'n kursus vir hulle gemeentelede aanbied nie, dat persone wat hierdie boodskap vanmôre hoor, na hulle leraars toe sal gaan, en sal gaan vra vir die opleiding van sulke kursusse. Daar is soveel kursusse wat gedoen kan word, wat U mense onder leiding van die Heilige Gees die vermoë gegee het om dit tot stand te bring, dat ons dit sal aangryp met albei ons hande, sodat ons ware, goed opgeleide soldate in U ewigheidsleer kan wees. Bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Tot 'n volgende keer.